Hartlike goeiemôre aan ons gemeente en 'n warme welkom aan ons Facebook-vriende wat vanmôre kyk. Welkom by die huis van die Here, die volle evangelie kerk van Alcoa Park. Is dit nie die beste plek om te wees nie? Amen. Soos julle sien vanoggend gaan die dienste bietjie anders wees. Ons pastoorspaar is met verlof en ons gun hulle die rus en vrede om 'n bietjie net te gaan reboot, want die jaar was lank gewees en baie aktiwiteite, so hulle het daai breekie nodig en ons gun dit vir hulle moet dit geniet, maar soos julle weet is ons in bekwame hande. Voorsien julle die kerkraad, is dit nie mooi nie, gee vir hulle hande klap. Ons is bevoeg en bekwam om hierdie diens te doen. Dan wil net vir julle 'n staaltjie vertel. Soms 'n tongenietjies staaltjie. Adam is in die paradys en God sien hoe alleen is hy. En God sê vir Adam, ek gaan vir jou 'n vrou, ek gaan vir jou 'n hulp kry. Sy gaan absoluut alles vir jou doen. Sy sal jou badwater vir jou intap. Sy sal jou skeer as jy siek is, as dit nodig is, sy gaan vir jou kos maak. Sy gaan alles vir jou doen, al werk jy in kar en sy is 'n spanner vir jou vermaak, dan gaan sy dit vir jou doen. Hy sal die probleem kom. En Adam kyk hierdie storie. Hy sê, maar God, hoeveel gaan hierdie my kos? God sê, only a arm and a leg. En hy sê, bietjie daaroor gedink. Hy sê, God, wat kan ek kry vir 'n rib? En die res is geskiedenis. Maar ek het kry wat jy kry vir daai rib. Is ons nie vanoggend is die Adam en Eva hierso. Dis awesome om almal te sien. Ek probeer nou kyk is ons meer Evas nie, maar dit lyk my die Adams is besig om ons te Amen. Ja, maar ons is hierso om die naam van die Here te seën doen, om sy naam groot te maak. En vanmôre gaan hierdie kerkraad vir julle wys hoe om dit te doen. Ons gaan met die praise and worship. As julle wil nader staan, is julle soveel welkom. Ons is nie hier om 'n bank te vashou nie. Ons het hier ingestap, niemand het ons gedwing nie. En ons is hier, ons het nou opgestaan, nou is ons gereed. Buitekant is dit koud, maar binne is ons harte warm. Is dit nie so nie? Ons harte is warm en ons wil sy naam net verheerlik en groot maak. En julle moet die diens geniet. En die diens, dit gaan gebeur. Dit gaan interessant wees, dit gaan lekker wees. Maar ons vra ons gemeente om saam met ons hande te gebruik tot eer van hom. Ons is ons diensbaar in sy koninkryk. Dit is hoekom ons op aarde gesit is, om die evangelie te gaan verkondig aan mense, ons verlore gaande wêreld. Mense buitekant lyk dinge maar baie sleg. Ek dink net vanoggend, hoe lyk die paaie, hoe lyk dit oral. Dit is in 'n toestand, en is dit nie baie keer hoe ons geestelik binne. Ons moet so 'n bietjie na onsself kyk. Dis ek vol gate. Gee ek nie om hoe ek leef nie. God sien ons, en vanmôre is hy die eregas. Hy is die eregas. En kyk net jou geestesoog, dis hy. En ons gaan vir hom sing. En hierdie gaan 'n ander diens wees. Ons gaan met ander oë na die diens kyk. Verder gaan ek nou vir Erna vra om vir ons te kom open met gebed. En dan gaan ons verder. Dankie Erna. Kom ons sê die asseblief. Here, ek kom vanoggend en ek wil vir u dankie sê dat ons weer kon opdaag vanoggend, Here, om u naam groot te maak. Ons bang te wees sonder te worry. Wat gaan met ons gebeur? Here, ek bid vir elke hart en elke siel wat ingaan vanoggend, Here, waar daar restaurasie of aanraking nodig is van u.
Vader, ek wil vra vanoggend dat U sal stilstaan by elke persoon. Dat dit wat hulle nodig het, Here, dat hulle daarmee sal instap hier. Halleluja. Ek wil bid vir elke gedeelte van die diens, vir elke persoon se deelname, dat dit sal geseën wees, Here, dat dit iewers in iemand se hart sal aanraak. Vader, ek wil dankie sê vir elke offerande wat gaan inkom. Here, elkeen wat kan gee, nog nie sal hoe groot of hoe klein nie. Here, U weet reeds waar dit moet val. Dankie vir elke saad, elke tiende, Here, in ons loof U naam, dat hier nog mense is, Here, wat kan gee en wat wil gee. Ek vra dat U verder sal met ons sal gaan deur die diens en ons almal sal seën in U naam alleen. Amen. Baie dankie, Erna. Nou ons kerkraad, hulle sê ons, as jy by 'n diens kom, dan het jy getuienis, jy het 'n liedjie, jy het 'n skrif, jy het 'n woord. Toe ek klein was, het hulle altyd, die een pastoor altyd gesê, as jy nie getuienis het nie, het jy 'n belydenis. So wat het ons getuies vanmôre hier. Cindy, ons gaan vir jou oorgee. Hoor, sal ek met 'n baie dankbare hart van die Here is so goed. As hy begin, wie kan dit keer? Hulle het net laas Sondag geprofeteer oor my oor die oop deure. Môre sal ek weer 'n nuwe oop deur in. Weet wat hulle nu sê, U die woord sê, Here, en is 'n nuwe week, Here, ek wag as hulle kry die oproep dat ek sê ek begin weer môre met 'n nuwe lewe wat ek instap. Ek net die Here dank en dit wil ek net bemoedig. Fight, the only fight we have to fight is for your prophecy, for your promises. Ons moet begin fight, as God iets gesê het, staan vas. God gaan, as jy vasgaan en God sien, jy glo en jy vat vas wat God sê, God beweeg jou vooruit. Goeiemôre meneer. Ek wil te getuienis deel oor hoe goed God is. Meeste van julle het al in my getuie gehoor, maar is maar net om dit te bemoedig. Jy weet baie keer dan raak ons mismoedig oor alles, al die storms wat ons deurgaan. En vir 2 jaar het ek gesukkel met werk. Ek het 'n goeie werk gehad, alles. Dit was weggeneem van my af. En ek vra julle hoekom ek doen dan alles wat ek moet doen. En ek het maar toe vertrou op die Here, dat die Here gesê het, hy gaan vir ons allemaal weg maak, hy kyk na ons, so hoekom moet ek mismoedig word, en ek het onderpend die altyd. En vir 2 jaar het ek gesukkel, ek was in 'n werk, dan het alles goed gegaan, ek het gedink, dit is nou die werk vir my, dit is waar ek wil wees, en dan kom het dan eindig kontrak of te werk jy uit die, en ons is mens, ons raak nog steeds mismoedig en alles, maar ek nog steeds ek op die Here depend. En waar ek vandag sit waar ek vir die Here net dankie sê, ek ben baie van ons het 'n goeie werk en ons kry 'n goeie salaris, en dan baie keer ons as mens, ons kry groot kop, ja ek kry baie, ek is nou net die een en so aan, en ek sê hoe dit moet wees nie, en dan baie keer gebeur dinge soos wat met my gebeur het, God bring jou af onder toe waar ek gewerk het net om vir my dag op my kop te betaal, niks ekstra nie. En dit is maar net iets, 'n leerproses wat jy deurgaan. En dis kom ek wil vir julle elkeen sê, hou net in die Here vas, want al gaan dit nie goed met jou nie, weet dat die Here gaan 'n weg maak vir julle. Want die Here is altyd daar vir God. En vir die wat sê daar is nie 'n God nie, weet ek nie, want God het maar net weer eens vir my bewys. En baie keer is daar mense wat getuienis lewe hiervoor en ons sit in die bank en dink, Here, U doen dit vir hulle, dit gaan nooit met my gebeur of so nie. Maar jou tyd kom, hou dit aan die Here vas, die Here is daar, die Here is lief vir elkeen van julle. Amen. Goeiemôre julle. Ek gaan vir julle na 'n lunch en ek gee net 'n high five vir julle. Ja. Nou kom sê ek vir julle, gee vir julle 'n lunch of high five. Maar ons skrif dit sê in Psalm 30 vers 5, as jy die amplified lees, hy sê, "For his anger is but for a moment, but his favor is for a lifetime." Amen. Or his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yes, amen. Vanoggend het julle wakker geraak. Julle mag dalk 'n glimlag op julle gesig gehad het, maar laat ek julle een ding sê.
vanoggend toe julle wakker geraak het, het God 'n glimlag op julle gesig gesit. So, wat ek wil sê vir julle is julle dink julle lewe in julle eie liggaam, maar die woord van die Here sê dat Jesus lewe binnekant julle. Binnekant julle. So wanneer jy loop met 'n huppel in jou stap en gee net 'n smile. Al gaan dit hoe moeilik, ons kyk nie terug na hoe dit gaan nie, ons kyk vorentoe want die Here sê die pryse is ten volle betaal. Amen. Goed, nou gaan ons, as die musiekspan ons kan help, ons gaan sing Daar is krag, and it's the Holy Ghost power that is keeping me alive. Okay, so ons gaan allemaal saam, julle kan maar saam sing. Alive forevermore. Yeah.
te arm. Die kind sit om asemhaal. Hy is op support. Op asemhaling support. Die een kan net nie praat nie, maar hier staan ons vanmôre. En die huis van die Here. Die Here sê vir myself, Here, terwyl ek gaan asemhaal, en ek U loof. Terwyl ek gaan loop, gaan ek U prys. Ons gaan ons lewens so verkrant. Ons staan op die oggend na ons
die mooie naam van die Here. En die mooie naam van ons Here Jesus. Vanmôre is ek net baie dankbaar vir die Here. Eerstens vir die redding van my siel. En ek is net vanoggend as ek baie overwhelmed as ek dink aan die pad wat die Here met my gekom het. En vanmôre staan ek so meer as ooit vandaag. Vanmôre wil ek julle net encourage. Psalm 145 verse 3 says, "Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable." Die Here is God en die Here is groot. Niemand kan gecompare word teenoor die Here nie. God is faithful in every situation in our lives. Whatever season we go through this day, sometimes we want to give up, sometimes we want to lose hope. But this morning, I want to encourage you, just look to Jesus, just look to the cross. And this morning, myself and the children want to bless you. So sit back and relax and enjoy this. Amen.
julle deel. Okay, ek wil net gou met julle deel. Het julle die Chosen Prophetic se woorde gehoor? Die Here wat ons dien is wonderbaar. Hoekom sê ons so? Want kyk waar sit jy? Jy sit in 'n gebou, ons noem dit die kerk. Maar ons is die kerk. Ons is die kerk. Dit is die plek van samekoms. En hier staan ons. Lekker rondgejubel hierso voor die aangesig van die Here. En dit sug jou. Dit sug jou. Want daar's baie van ons wat sit en sê, maar Here, die Here wat ek dien is wonderbaar. Dit was vanoggend gesê. Maar waar is U? U sien nie waardeur ek gaan nie. Here, U weet nie die dinge waardeur ek moet gaan, om te weet, dat ek is vanoggend hier, dit het my alles gekos, om my voet in die huis van die Here te sit, dat ek jou net reg laat, dit was nie jy gewees nie. Die Here het 'n afspraak met jou vanoggend gemaak, hy het geweet, dat hy jou vanoggend gaan wakker maak, toe die Gees van die Here binnekant jou geplaas was dit nie gewees om jou gemaklik te gemaak het nie, om te sê, weet jy wat, ek gaan 'n bietjie later lê, ek gaan die diens sommer op lyn kyk, want dit is maar bietjie koud daar buitekant. Maar vanoggend het die Here julle kom, het julle uit julle beddens uit kom haal. En vanoggend sê ek vir julle, die joy wat julle het julle gebring tot van die joy kom van die Here af. Amen. Ek wil vanoggend my tema met julle deel. Julle weet, pastoor preek oor gereinigheid, van die uitstorting van die Heilige Gees, en die vulling van die Heilige Gees. Maar my tema gaan vanoggend oor, uit jou gemaaksone, na die krag en die vuur van die Heilige Gees. Sien baie kere, sê ons Here, ek wag vir Pinkster. Ek wil net weer gevul word, ek wil net weer daai aanraking hê. Here, ek wil net weer voel hoe U my net aanraak, en ek wil net lekker saam met my broers en my susters in die teenwoordigheid wees. Maar tog is ons nog steeds gemaklik. Ons is gemaklik om net op te kom wanneer die groot dienste is. Ek wil net vir julle sê, die aanddienste, ek wens julle kan nie wees om net te hoor. Dit is regtig waar 'n woord wat baie diep sny, baie diep. En ek bemoedig julle. Klim uit die gemaaksone uit. Daar waar jy in die huis is, ek weet dit raak donker buitekant. Tel net jou telefoon op. Hoor jy so my broer, hoor jy so my suster? Is daar nie miskien 'n geleentheid om my op te tel? Ek meen, ons gaan op na die huis van die Here, almal saam van ons, reg? Amen. Amen. En dan kom jy net en kom ervaar net die woord, hoe die Here dit uitgee in die aande. Ek sê nie die oggenddienste is nie reg nie. Dit is nie wat ek sê nie. Die oggenddienste is die oggenddienste soos die Here dit sê. Die aanddienste is waar geteach word. Dit is waar die woord baie diep gesny word. En dit is waar baie van julle dit mis. So ek bemoedig julle, kom, bring daai vuur wat jy binnekant toe het. Bring dit saam, want dan mag dit miskien iemand opdaag, 'n nuwe kuiergas of iemand wat van ver af kom, wat net by 'n kerk wil uitkom. Miskien het daai persoon gesê, Here, ek het net 'n woord nodig vanaand. Ek het net iets nodig om te weet, Here, dat ek is op die regte plek, en Here, dat ek vanaand gekom het met die verwagting dat my gebed geantwoord gaan word. Kyk, Pinkster was 'n goeie tyd gewees, ons almal was saam eendragtig gevul gewees. Maar toe ons na Pinkster uitgegaan het, die woorde was gewees, moenie die vuur laat uitblus nie. Want dit is wanneer die gemak inkom en die vyand sê vir jou, ag, weet jy wat, een Sondag gaan skade maak nie. Jy weet, een Woensdag by 'n selfgroep se mis gaan nie saak maak nie.
Maandag, wanneer jy bid, dit gaan nie saak maak as jy dit mis nie, want ek is nog steeds die ene wat met jou is. En dit is die vyand wat nou praat. Dit is die vyand. Hy vertel jou nie altyd 'n volle waarheid nie. Maar om die vuur uit te geblus kry binnekant jou, dit is niemand anders behalwe jy wat dit toelaat nie. Niemand nie. Die Here sê die dag toe ek die vuur uitgestort het in die boorvertrek. Hulle het lank, 10 dae, het hulle die aangesig van die Here gesoek. Hulle het die Here se naam verheerlik en hulle het ontvang wat vir hulle gesê was om te gaan ontvang. Die groot opdrag was, gaan dan in die wêreld. Die opdrag was nie gewees, gaan in jou gemaksone sit en wonder of die mense gered gaan word nie. Wonder of die mense in die hospitale genees gaan word nie. Here, maar ek weet, afstand is nie 'n probleem vir u nie. Die woord sê duidelik, gaan dan heen. Met ander woorde, hy het vir julle voete gegee om op te staan en te gaan. Hy het vir julle die hande gegee. Hy het gesê, hande, gemaak deur my om op die siekes te lê en jy sal hulle sien genees. En dit is die geloof wat ek binnekant jou geplaas het. Amen. Amen. Ek wil Moses vat as 'n voorbeeld, as ek dit so kan sê. So Moses, ons almal ken die verhaal van Moses, reg? Okay. So Moses het 'n ontmoeting met God gehad op die berg, deur 'n brandende bos. Ek meen, ek sal ook like om die Here te ontmoet deur 'n brandende bos. Ek wil ook die stem hoor. Ek wil die stem hoor uit 'n bos wat nooit uitblus, uitbrand nie, maar die stem kom daaruit. En julle weet, Moses het verskonings gehad, as ek dit so kan sê. Here, maar ek hakel, ek kan nie praat nie. En Here, as ek gaan, wie sê ek het my gestuur? Want ek meen, jy kan nie net gaan en sê, hoor, so iemand het my gestuur, ek moet vir julle om sê, dit is tyd, ons moet uitgaan. Maar die woord van die Here sê, en hy het aan Moses gesê, Moses, wie het jou mond gemaak? Wie is die ene wat jou mond gemaak het? Wie? En dit is baie keer ons probleem. Baie keer wil ons sê, Here, hier is ek, stuur my, ek wil gebruik word. Maar baie keer, wanneer hy geleentheid kom, jy sien hom kom, dan staan jy, ek weet as ek dit moet sê, maar net op klink dit nie reg, net op is dit ietsie wat ek nie moet sê nie, dan vat die persoon aansluiter, en dan gaan ek in die moeilikheid kom. Maar min wetende, die Here gaan nie vir jou 'n geleentheid, 'n opportunity langs jou pad stuur, as hy geweet het hy persoon dit nodig het. Dit is nie net vir hy persoon alleen, dit is vir jou ook, want dit stig jou, dit help jou om wat binnekant jou is, daai Heilige Gees, die Heilige Gees wat binnekant jou geplaas is, om deur jou te werk. Jy sien, baie keer wil ons die Heilige Gees in 'n sakkie pak, kom in die handkas gaan sit, en sê, weet jy wat, ek het wakker geword vanoggend, maar ek wil 'n bietjie my anders doen. Ek wil gaan en ek wil werk toe gaan. Ek wil ook 'n bietjie gaan saamlag saam met my werkskollegas. Ek wil ook skool toe gaan. Ek wil ook by die huis wees en net gemaklik wees. Want hierdie wat die mens elke dag moet kerk en Jesus. Die Heilige Gees is nie net 'n speelding wat jy kan vat en aan een kant wêreld wat in die pad is. Die Heilige Gees is vir jou gegee. Hy is vir jou gegee, agtergelaat. Toe Jesus gegaan het, het hy gesê, as ek gaan, los ek hom agter, net soos ek is. En hy gaan julle lei, en hy gaan julle onderrig, en hy gaan julle help. Maar hier kom ons as mense, en ons sit in ons gemaksone, en ons berg om in die komfortie daar in die handkas. En wanneer ons hom regtig nodig, dan haal ons hom af, en ons skit hom net so 'n bietjie af, ons maak die koffer toe op en sê, reg, Heilige Gees, reg, Here, ek het regtig nie nodig nou. Ek het nie nodig om nou vir my deur te kom. Ek myself het in my bootjie gesit. Ek myself was in 'n gemaksone gewees. Daar was 'n hele ruk terug vir my gesê, dan, jy moet gaan. En ek het teruggehou. Ek het nooit geweet dat om terug te hou, bring so baie skade aan die mense geestigheid kom. Dit bring skade aan jou siel, dit bring tot skade aan jou familie wat saam moet woon. Hoekom? Want wanneer die Here jou 'n opdrag gegee het, en dit staan geskrywe, hy sê, gaan dan nie. Hy het nie gesê, stuur iemand jou kind of jou vrou of miskien 'n broer
of wie ook al, en gaan lewer die opdrag uit wat die Here gegee het nie. Hy het vir jou gesê, gaan daarmee, staan op, gaan daarmee, in die wêreld, in die strate, in die donker wêreld, en gaan verkondig die evangelie, want daar is baie mense daar buitekant wat die honger het om te wil hoor van Jesus, maar hulle is vasgevang in daai put, daai donker put, wat hulle nie weet hoe om uit te kom nie. En dit is hoekom ons daar is. Het ons ook foute? Yes. Voel ons ook moeg? Verseker. Het ons ook altyd 'n verskoning? Ja, ons het. Maar dit gaan oor hoe jou hart is. Wanneer die Here jou 2 die oggend wakker maak en sê, gaan bid vir daai broer, gaan bid vir daai suster, gaan jy vir die Here sê, Here, ek is moeg, jy weet, ek werk 5 uur moet ek opstaan, want ek moet werk toe gaan, anders dan gaan ek die probleme by die werk met my baas, en Here, ek het so baie werk wat ek moet opvang, as ek nou 1 uur weg gaan wees, gaan dit 'n uur se konsentrasie van my wegvat, in my besige lewe wat ek het. Jy sien, ek sê nou, ek was in hierdie week of gister was ek sê vir iemand, jy weet, ons is reg, ons staan op in die oggend, en ons gaan doen dat al 8 ure, wat ons vir die wêreld daar buite gee, ons krag, ons gaan werk, en ons moet salaris in die huise bring, ons het karre en huise wat betaal word, ons het rekeninge wat betaal moet word, maar wanneer dit kom om 1 uur vir die Here te gee, dan is ons moeg, ons het verskonings, dan wil ons altyd weet, maar Here, hoekom gaan dit met my, soos wat dit gaan? Hoekom moet ek altyd sonder geld sit? Ek werk regtig hard vir my salaris, maar ek sien niks nie. Maar Here, ek is 'n persoon wat nooit siek geword het nie, maar nou jy besteed word ek siek, want dit is wat jy sê, dit is wat jy oor jouself spreek. Hoekom? Want jy sit vas in jou gemaksoone. Ek wil actually 'n videoklipie gehad het wat ek vir julle wil gespeel het, waar die ou 'n stoel gehad het en hy sit, maar hy het 'n mooi blazer. Dit is 'n blazer in Afrikaans. Hy het 'n baadjie aan, maar die baadjie is vasgemaak met linte teen 'n muur. So teen die muur is dit vasgemaak. En elke keer as jy opstaan, dan sê hy, hoorie, ek moet kerk toe gaan. Dan is daar 1 lint wat lank is en hy loop en dan stop hy. Hy is by die kerk en dit is hoe ver ek moet gaan. Jy weet, tradisie. Dan gaan hy huis toe en 'n ander lint, hy moet gaan, hy moet werk toe gaan. Dan is hy lint so lank, jy kan kilometers met hom loop. Maar hy het ook 'n einde, dan gaan jy die huis toe. Want dit is 'n gewoonte, dit is 'n tradisie. Jy staan op en dit is 'n daaglikse ding wat jy doen. Maar wanneer jy toe gemaksone uitgehaal word, dan het jy vrees, jy het angs, jy weet nie wat om te doen nie. Hoekom? Want ons is nie in die woord van die Here nie. Ons doen nie wat die woord sê nie. Dit is hoekom ons vasgevang is. Toe die disippels op die boot was, terwyl Jesus gaan slaap het, hulle was gemaklik, want ek meen, as jy op 'n boot is dit water om jou. Jy kan nie uitklim en sê, ek gaan gou vinnig net my bene rek, en dan gaan ek weer terugklim in die boot nie. Nee. Jy is in 'n gemaklike plek, want jy weet, jy is veilig daar in die boot. Maar dan kom die storm langs. Die storm, en hulle is vinnig om te hardloop. Maar Here, gee U nie omdat ons vergaan nie. Gee U nie omdat hierdie storm ons gaan verdrink nie. En die Here het opgestaan en hy het hulle gekyk en gesê, en dit is nie die presiese woorde, maar ek het net so aanhaal vir julle. Hy het gesê, maar ek het gesê, ek sal julle nooit vergeet en nooit verlaat. Even toe hy op die aarde geloop het, was hy met hulle gewees. Even in die tyd, toe Jesus op die water aangeloop het, het hulle gedink hy is 'n spoor. Hulle was in hulle gemaksone, want hulle is in die boot gewees. Maar toe Petrus hom sien aankom, en hy roep uit en hy sê, Here, as ek werklik U is, sê vir my om uit die boot uit te klim en op die water te loop. Ek wonder, sal julle daai kans vat om op 'n boot te wees in die blou waters en net uit te klim en te probeer loop op die water? Ek sal nie. Hoekom nie? Want jy gaan sink. Dis blou water, dis kilometers diep waters waar al lê. Jy gaan verdrink. Jy kan swem, maar jy gaan moeg raak en jy gaan verdrink. Maar die ding is, jy maak nie staat op by die woord van die Here sê.
Want jy wil, ek wil. Ek wil. Abraham is sy familie verlaat. Hy was gemaklik by die huis. Hy het alles gehad. Maar hy moes sy familie verlaat het. Hy moes sy veiligheid agtergelaat het. Hy moes sy vermaksone verlaat het. Hy moes alles gelos het om die opdrag van die Here uit te gaan voer. Hy het nie geweet waar hy gaan, maar hy het geweet, die Here het gesê, gaan. En hy het alles agtergelaat. Wanneer die Here vir ons op 'n Sondagmiddag sê, oor die bestuur, maak reg vir kerk. Wat is ons verskoning? Here, ek het 'n Sondag slaap nie. Ek is moeg. Here, my liggaam hierdie week het my gedrein. Here, jy weet, die goeders wat ek elke dag moet doen, dit verteer my liggaam. Maar die Here sê, ek versterk jou liggaam. Handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienisse wees in die hele Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ons almal lees altyd die A-gedeelte. Die A-gedeelte is, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Yes, ons het reeds die Heilige Gees in ons. Ons het die krag, ons het die vuur binnekant ons. Maar as jy die laaste stuk kyk, die laaste stuk, die B-stuk wat sê, en julle sal my getuienisse wees. Waar? In Samaria, in Judea en tot in die uiterste van die aarde. Uiterste van die aarde beteken nie net ek gaan gou uit hierdie deur uit gaan gou spaar toe niemand gaan bemoedig nie. Uiterste van die aarde beteken jy kan op enige area waar jy is jouself bevind, kan jy vir iemand bemoedig met die woord van die Here. En jy kan vir hom sê, luister, my broer, my suster, jong, ek sien julle is moeg. Kan nie maar vir jou bid nie. En julle sal nie verstaan hoe net 'n gebed werk vir iemand om jou net weer daai bemoediging te gee. Baie kere gaan ons hospitale toe my sus Emily het ook aangeraak. Sy sê, jy loop in die hospitaal en jy sien, hier lê iemand wat op masjiene lê, en jy sien iemand wat 'n afbeen het, en jy sien iemand waar staan en huil, want hulle het letterlik nou net iemand in die dood afgestel. Maar wil ons sê, Here, ek is moeg. Here, ek wil nie meer gaan nie. Here, maar hoekom moet ek gaan? Maar as jy het vergeet, die Here gevra, wie sal ek stuur, wie sal gaan, dus jy het eerste gewees om jou hand op te steek, maar nou dat Here julle in die hospitale instuur, julle in die pleinmarkte instuur, is julle te bang om te gaan, want dit is gevaarlik. Hulle dra kans, hulle dra messe, hulle ontvoer mense vandag. As julle maar net gaan lees wat die woord van die Here sê, hoe elke disipel gesterf het, hoe elke een van hulle gesterf het, en hulle het ontstaan gestaan om die woord van die Here te verkondig. Hulle was gestenig, hulle was ondersteboog gekruisig, hulle was in warm olies gegooi. Maar hulle het gestaan op die opdrag van die Here, gaan. En hier sit ons vandag, en ek glo en vertrou dat die Here het al vir iedereen elkeen van julle al gesê, gaan. Het julle dit gedoen? Ek was al ongehoorsaam, en ek het eerstens gesien, die Here het vir my gesê, my broer, my kind, gaan bid vir hy wat in Spar staan. Hy was reg gebly, en ek het die verskoning gemaak, Here, maar ek kan nie bid nie. Here, ek weet nie wat om vir jou te gaan bid voor nie, maar jy het vir Dani gekry op vrye aande by die Prayer Warriors, en het gebid. Verskonings. Dit is wanneer die vyand jou kom. Hy sê vir jou, nou way. Jy gaan nie vir hy op gaan bid nie, nou way, jy gaan nie so toe gaan nie, nou way.
En in daai oomblik moes jy maar net gesê, Vaja, jy sê no way, maar ek weet, Yahweh. Sit julle dalk en wonder hoekom hierdie geleentheid so die mekaar voel vir julle. Ek meen, ek moet nie my hart draai, maar as julle kan sien, alles is leeggemaak. Ons het so 'n bietjie oranje, maar alles wat so mooi voor was, is afgehaal gewees. Ek wil net hê julle moet 'n bietjie sien. Ons het die ligte en mooi lappe en groot speakers nodig om die woord van God te hoor nie. Ons het mekaar nodig, want die Here sê, hierdie is my huis van samekoms, my liggaam, en as een lid lei die hele liggaam. En ons huis van samekoms, daar's 'n gebrek aan samekoms in ons huis, omdat ons vasgevange is aan ons alledaagse verskonings om nie te wees nie. Ons kom net want dit is Sondag. Ons kom net want, jy weet, ek het groot geword in die huis, ons gaan nou op na die huis van die Here toe. En dan jy haal so die skrif aan en sê, en ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek was bly gewees om op te gaan na die huis van die Here. Maar dan maak jy verskonings. En ek trap nie op tone nie. Ek sal eers my hand opsteek en sê, Here, ek is skuldig aan dit gewees. En ek is nou nog. Maar baie kere, veral die laaste tyd, is ek verskriklik moeg gewees. En ek het regtig, as ek my kant van die kant vertel, sal jy verstaan hoekom ek dit sê. Maar tog maak ek 'n gebruik van elke geleentheid. Maak nie saak hoe moeg ek is nie. Maak nie saak waardeur my vrou, my kinders moes gegaan het nie. Ek staan vas op die woord van die Here wat van my gesê het, maar my kind, ek is meer as genoeg vir jou. Ek is waarvoor jy gevra het. Want toe jy in die wêreld was, het jy my eenkant gesit. En toe jy uitroep, Here, red my. Toe was ek daar gewees. Ek het nooit jou kant verlaat nie. Ek wil julle net 'n kort getuienis, baie kort, van 'n werkskollega van my. Hy was in die gevangenis gewees in die tronk. En hy vertel my nou in die week, vertel hy my sy getuienis. Hy het die oorkant gebly in Katanga. En ook jong, baie bedrywig gewees. En hulle kom toe in 'n skietgeveg met die polisie. Hy sê vir my, en Dani, ek staan met 'n klein handpistool. En hulle kom uit, dit lyk soos masjiengunne wat hulle mee skiet. Hy sê, en hulle het hulle hele magasyne, tot ewen hulle spaarmagasyne, het hulle leeg geskiet. En al wat ek kon doen is uitroep, Here, red my. Min weet in daai tyd toe hy geroep het, Here, red my, het hy nie geweet, 'n paar jaar later in die gevangenis, toe hy besig was in die kleedkamer, toe kom speel die skietery soos 'n flits voor hom af. Soos 'n visioen, 'n flits, dit speel voor hom af. Waar hy in die spieël gekyk het en vir die Here gevra, Here, maar hoe lank moet ek nog hier sit? En toe die flits begin speel, toe hoor hy homself uitroep, Here, red my. Red my. En toe hy dit hoor, hy sê my broer, toe ek my stem hoor, toe was dit so duidelik geweest dat ek moes alles gelos het. Nou, vir julle wat nie weet nie, of as julle dalk miskien wou geweet het, 'n tronk het maar 'n baie klein plekkie waar die kerk is. Baie klein. En hy het gehardloop. Hy sê, ek het nog nooit so vinnig in my lewe gehardloop om by daai kerkie uit te kom nie. Hy sê, dan het ek nog agterop gaan sit, want hy het nie geweet hoe kom my seun toe moet gaan. Sê hy vir my. Hy sê, maar nou sit en luister hy vir die ou wat al so 'n woord vir hulle bring. Hy het pastoor se naam genoem, ek kan net nie op sy naam kom nie. En hy sê, iemand wat in hierdie plekkie sit, het uitgeroep na die Here. En hy moet vorentoe kom en sy getuienis gee. Hy sê,
Daar net tot vandag toe weet ek nog steeds nie, hy sê ek het agtergesit, maar toe ek my kry, dus ek besig om met 'n mic op en af te loop en vir die mense te gaan getuig hoe die Here my gehoor het, toe ek geroep het, Here red my. So daar, die rede hoekom ek dit vir julle vertel, is want ek wil julle bemoedig vanoggend. Daar waar jy vasgevang voel in jou gemaksone, daar waar jy nie meer weet wat se kant toe te gaan, jy staan op en jy het daai ek gaan hierdie dag maak, maar tog binnekant jy voel jy ek het nie die krag nie. Ek voel nie lekker nie. Nou moet ek weer werk toe gaan en ek moet weer daai mense gaan face, want jy weet, dit is maar nou 'n ding wat elke dag gebeur. Here, ek is moeg vir hierdie dinge, wanneer hou dit op? Wanneer gaan ek ook nou my tyd kry, wanneer ek ook my salaris kan sien, Here, en kos in my kas te sit, en Here, wanneer gaan ek ook 'n geleentheid hê om 'n beter werk te kry, waar mense nie moet kom staan en vloek en skel op my nie. Here, wanneer gaan ek ook vir my kinders kan gee wat hulle harte begeer? En Here, wanneer gaan ek, my Vader, Here, vir my vrou kan sê, hoor hierso, kom ons gaan op vakansie. Alles aardse goeders wat jy wil hê, moet gebeur. Maar die Here sê duidelik in sy skrif, hy sê Filippense 4:19 sê, en ek sal in al julle behoeftes. Behoeftes is nie net finansies nie. Behoeftes is nie net 'n goeie tyd en 'n lekker tyd nie, om weg te trek. Jou behoefte wat jy het, dit mag ook wees, jy bid vir 'n kind, jy bid vir jou man, jy bid vir 'n werkskollega, jy bemoedig hulle, jy miskien finansies. Die Here sê, ek sal in al julle behoeftes voorsien, volgens sy rykdom en heerlikheid. Ons vat die Here se rykdom van heerlikheid, wat ons ook rond het, want ons sit limits op hom. Ja, ek het net 'n brood nodig. Maar jy moet vergeet, die skrif wat sê, sal in al jou behoeftes voorsien. Here, ek het 10.000 rand nodig, einde van die maand, want as ek nie my rent of my kar of my medies of wat ook al skuld ek moet betaal nie, dan gaan ek in moeilikheid wees. Maar die Here het broodjies en visse gevat en dit vermenigvuldig. Ons moet ophou in ons gemaksone sit en 'n limitasie op die Here sit, wanneer ons voel ons gaan nie meer nie. Ons moet ophou die Here blameer, wanneer daar niks is nie. Ons moet dankbaar wees vir die bietjie wat ons het. Ons moet elke dag op ons knieë gaan en vir die Here dankie sê, want as ons nie eens daai bietjie gehad het nie, hoe sal die Here ons vertrou met baie? Want ons is te gemaklik. So ek wil julle vanoggend bemoedig. Daai gemaksone waar jy insit, daai strikke wat jy vashou. Jy staan en roep uit na die Here. Jy kom kerk toe. Jy probeer reg jou beste om jou lewe reg te kry. Jy doen reg jou uiterste beste om die geleentheid te maak om by elke byeenkoms by te woon. Maar tog voel jy nog steeds binnekant, Here, na my stem roep op my hartste uit, maar Here, ek voel nie dat U my hoor nie. Waarom sou jy gou 'n videoklip vir my opsit? Ek wil net hê julle moet gou na hierdie videoklip kyk. En dan sê julle verstaan hoekom ek vir julle sê wat ek sê, wanneer ek sê, maar ek roep uit en my stem klink so hard, maar dit voel vir my dat die Here hoor my nie. Hier is 'n videoklip uit 'n baie bekende kinderfilm, sal ek sê, Lion King. Julle kan maar speel. Jy mag ook voel jou stem word nie gehoor deur die Here nie. Die vyand loop rond en vertel vir die Here wat dit is. Hy maak net geraas in jou oor, dit is wat hy doen. Maar wanneer jy daai ding sien, dan sien jy dat die Pa deurkom. Die leeu van die leeu. Die leeu van die leeu.
uit die stand van Juda uit. So, skree, roep uit met alles wat binnekant jou is. Beweeg uit jou gemaksone uit, sny daai toue wat jou vashou. Kanselleer die ooreenkoms wat jy gemaak het om daar te gaan sit. Sny dit en klim uit jou gemaksone uit. En begin 'n bietjie jou vrou en jou kinders op te bring na die huis van die Here toe. En hou op dit altyd vervelig maak en vir hulle sê ja, ons moet kerk toe gaan. Kom ervaar net 'n bietjie wat die Here vir jou wil doen. Kom net 'n bietjie op en kom sien 'n bietjie hoe baie van ons hier so sit en ons het regtig, van ons het seer, van ons is regtig moeg, van ons het finansiële probleme of ons het 'n oom of 'n tannie, miskien 'n man of 'n vrou wat nie die Here dien nie. Dis hoekom ons hier so is, dis hoekom ek elke aand op my knie is, dis hoekom ek so voor die Here staan en pleit, Here, red my vrou, red my kind, Here, red my buurman, my werkskollega. Dis hoekom ons in die huis van die Here saamkom, want dit is hier waar jy gevul word om in die wêreld in te gaan en te gaan gee wat vir jou gegee is. Dit is hier. Ek wil julle bemoedig. As jy enigstens op hierdie oomblik nou soos jy hier so sit, en dit is, vat dit as 'n uitnodiging. As daar enigstens ietsie is, jong mense, almal van julle, ek praat van die skoolkinders, en die mense net vir die groot mense self nie. Miskien voel julle, ja, my ma, my pa beklei nie dit met my, ek het nie wat my verder te doen nie. Dis 'n uitnodiging, staan op. Ek geloof het. Dit is 'n aksie. Dit is 'n gemaklike aksie wat jy het om te doen. Is net om op te staan en te sê, Here, ek is skuldig aan hierdie gemaksone wat ek insit. Ek is skuldig, Here, toe U vir my gesê het, maar ek het jou geroep by jou naam, jy is myne, en ek U weggesit in 'n kas. Staan op en sê net vir die Here, Here, hier waar ek staan, help my om uit my gemaaksone uit te klop. Help my om te kan wees deel van hierdie liggaam. En help my dat ek nie die ene kan wees wat die gebrek in hierdie liggaam bring, van die Here bring. Help my. En as julle daai stap van geloof kan vat, kan ek julle nou al sê. Ek kan dit nou al sê, as julle Richard se getuienis gehoor, die Here het hom gehoor. Hy het uitgeroep. Was wel 'n lang tyd dat hulle sonder dit gesit het. Maar hy het nie opgehou uitroep nie. Daar is oomblikke gewees wat hulle opgegee het, maar hy het uitgeroep. So hoe ernstig is jy om uit te roep en vir die Here te sê, Here, red my. Hoe ernstig is jy om die Heilige Gees kans te gee om deur jou te werk? Hoe ernstig is jy om op te staan en te sê, Here, toe U my geroep het ek geweet, dit is U stem. As jy nie wil opstaan op die Facebookblad, dis reg. Dis reg. Maar ek staan op. Nie waar ek voor julle staan. Al bring ek die woord, sê ek, Here, hier staan ek. Ek het gemaak in my lewe. Ek het verskonings in my lewe om te gaan, Here. Here, ek het gesê, hier is ek, stuur my, Here. Alles wat verby is verby. Ons kan nie teruggaan na die goeie tye wat ons so groot dienste gehad het, wat ons daai tyd gehad het. Die pastoor sê, dit is verby. Ons was gevul gewees daai tyd. Ek het 'n honger te ontdek, binnekant my, wat ek nooit gedink het ek sou hê. Ek het besluit om vir die Here te sê, Here, hier is my mond. Al voel dit van my, die woord wat ek bring, Here, is nie reg nie. Here, gaan ek hom nog steeds bring, Here, want ek het nie verskonings verder om te maak nie. Ek kan nie verder verskonings maak nie, want ek het myself so diep in 'n gemaksone gehad, waar ek die Here begin blameer het. So as jy vanoggend ook in hy gemaksone gaat sit, waar alles so donker is, en jy hoef nie rond te kyk, niemand gaan enigstens iets sê, want ons almal kom al uit 'n donker gate. Staan op, vat die stap van geloof, en sê net, Here, die tyd het gekom dat ek moet begin staan vir wat U my voorgeroep het. Elke een van ons het dit nodig. Ons het nodig om partykeer harde lesse te leer. Ons het partykeer nodig om gedruk te word, soos 'n pottebakker sy klei druk en gesny te word.
Want ons wil altyd sê, Here, maar ek verstaan nie, maar hy het altyd die eind van hierdie pad wat opstaan. Elkeen van ons. En ek sluit af, kort en kragtig, ek het dit gebring soos die Here gegee vir my. Wil jy vir my voorkom staan in my broer, asseblief. Kyk asseblief die kerkraad vir hom net saam te kom. En ek wil julle aan die bank bestaan net op. Ek meen dit vat baie. Dit vat regtig baie energie. Dit vat baie. Dit vat baie om te besef dat, jy weet, ons het die Here nodig. Want ons daaglikse lewe is te besig. En ek wil julle met julle hande uitstrek. Strek dit uit. Ons het ons geleentheid gehad om hier te kom staan. Hulle het nou nodig. Nie omdat ek so sê nie. Maar omdat die Here gesê het, roep my aan in jou benoudheid. Vader, so kom ons in die naam van U Seun Jesus Christus, Here. Here, eerstens wil ek dankie sê, my Vader, Here, dat U vanoggend se woord op hulle harte gelê, my Vader, Here. Here, ek het gevra, my Vader, Here, geopende harte, Here, sodat die hart dit kan hoor wat ek nodig het, Here. En Here, nou kom bid ek nou, my Vader, Here, vir hulle wat U staan, my Vader, Here. Here, hulle het geherken, my Vader. Hulle het geherken, my Vader, dat hulle in 'n gemaksone vasgevang is, my Vader, Here. En hulle voel kragteloos, Here. Hulle weet nie hoe om uit te kom nie, my Vader, Here. Here, so baie dinge gebeur om hulle dat dit maak hulle benoud en bang, my Vader, Here. Maar dankie, Here, dat U vanoggend, my Vader, Here, elke las, my Vader, Here, elke angs en vrees, Here, wat oor hulle is, my Vader, Here. Here, dat U dit uit in die lewe uitneem, Here. In die naam van Jesus, Here, U woord sê, Here, dat elke knie sal buig voor U, my Vader, Here. En Here, ek roep hierdie gees van vrees, Here, hierdie gees van krankheid, my Vader, Here, ek roep hierdie gees van gemakheid, my Vader, Here, nou tot kniel voor U, my Vader, in die naam van Jesus, Here, en ek verklaar oor hulle, my Vader, Here, dat lewe van die Here borrel op binnekant hulle, in die oomblik, my Vader, in Jesus naam. En Here, daar waar die vyand gekom het om te lieg en om te wil steel van hulle, my Vader, daar waar die vyand gekom het om hulle kop, hulle denke te vermom van die wêreld af, Here. Here, sê ek dankie, Here, dat hulle nou hulle denke nou reinig, my Vader, hulle harte nou bitter was, Here, dan die sneeuw, my Vader, in Jesus naam. En Here, soos hulle hier sal uitstap, my Vader, Here, sal hulle weet, my Vader, dat U het hulle geroep by hulle name, my Vader, Here. Hulle sit dalk en hulle weet nie hoekom en waarom, my Vader, maar Here, U het die Heilige Gees vir ons gelos, Here, om hulle te lei en hulle te onderrig, my Vader, aangaande U weg, my Vader, Here. En ek sê dankie daarvoor, my Vader. Nou net omdat, Here, bid ek dat Julle sal aanraak, my Vader, Here. Nie waar hulle staan, Here. Dankie, Here. Skep binnekant hulle, my Vader, Here. Skep binnekant hulle, my Vader, Here. Daai hongerte, Here. Steek deur daai vuur wat uitgeblus was, my Vader, Here. In die naam van Jesus, steek dit aan, Here. In Jesus naam, Here, ek bid, my Vader, Here, dat soos hulle hier staan, my Vader, Here, dat hulle U stem sal hoor, my Vader, soos U met hulle spreek, Here. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Salf hulle, my Vader, Here. Salf hulle van hulle hoof, van hulle kroon, my Vader. Kroon van hulle hoof, Here. Tot met die voetsole van hulle voete, my Vader. In die naam van Jesus. Here, en ek sê dankie, my Vader, Here. Dankie, Here. Hy voel die wêreld bekyk hom, omdat hy staan, Here. Maar Here, min weet in die wêreld, Here, wat hierdie sien, Here, dat hy staan voor 'n lewende God, Jesus Christus. En hy bely, Here, ek het U nodig, Here. En ons sê dankie, my Vader, vir verandering, Here, in sy lewe,
In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Vra my Vader. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. En Vader, so kom ons my Vader, Here. Here, hier staan sy my Vader, ons aan die Here, die hoor my Vader, soos hy hier staan, roep sy uit, Here. En Here, as die werkskoollige kollega van my sy stem gehoor het uitroep, Here. Here, in hierdie oomblik hoor hier haar stem, Here. Here, uit die lig haar uit, Here. In hierdie situasie, Here, hierdie gat waar sy in vasgevang is, Here. U lig haar uit, my Vader, in hierdie oomblik, in die naam van Jesus. Elke ketting van die vyand wat haar gebonde hou, my Vader, breek nou in Jesus naam. Die woord van die Here sê dat nie aan my juk, want hy is ligter. Here, die juk wat sy dra wat so swaar is, my Vader, Here, skud sy nou af, my Vader, in geloof, Here. In geloof skud sy hom af, Here. En Here, ons sê dankie, my Vader, dat U, Vader, daai gebede wat sy bid, my Vader, Here, dat U dit op haar reeds geantwoord het, my Vader, Here. Maak vir haar duidelik, Here, die pad wat onbekend is, Here, die pad wat so ongelyk voor Here. Wys vir hoekom sy op my pad is, my Vader, Here, sodat sy, Here, haar oor die gevestig kan hou, Here, op die grond waarop sy loop in die wêreld, Here, maar dat sy kan gaan op U, my Vader, Here, haar oor gevestig hou op U, my Vader, Here, en sodat sy U stem kan volg, my Vader, in Jesus naam. Here, maak hierdie geraas stil om haar, my Vader, Here, daar by die werk, Here, daar by die huis, Here, daar oor ons sy gaan maak hy geraas stil, Here, sodat sy die stilte van U stem kan hoor, my Vader, Here. Wanneer U met haar in die laat aanwend, die staan en praat, my Vader, Here. En Here, ek sê dankie, my Vader, Here. Een moeder se hart, Here. Een moeder se hart, my Vader, Here. Vir haar gesin en haar kinders, my Vader, Here. Daar dit haar krag, my Vader, Here. En ek bid, Here, dat U haar hart, Here, wat so seer is, Here, sal reinig, Here, en sal weer vasbind, Here, en kan heg aan mekaar, my Vader, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you are worthy, Lord. Dankie, Here, Jesus. Dankie, Here. Yes. Oh, thank you, Lord. Here, so staan sy ook hier so, my Vader, Here, sy het woord gehoor, sy het U stem gehoor, Here, sy het uitgeroep, my Vader, Here, en Here, nie omdat mense nou hier so staan, my Vader, Here, sodat sy ook net, Here, maar U het vir haar gesê, staan op en glo in my vanoggend, want ek het my stem oor jou verhef, en ek het vir jou gesê, dit is wat jy op pad is, maar jy het te gemaklik gesit, daar in jou gemaksone, en jy het nie my stem gehoorsaam nie, maar nou in die oomblik, spreek ek oor jou, ek roep jou, en ek sê vir jou, staan op, ek skud jou af, en begin loop vir die Here, in Jesus naam. Nie worry oor waar die woord vanaf gaan kom nie, ek sal dit in jou mond sit, al wat ek wil hê jy moet doen is vat 'n stap van geloof, en begin opstaan, en loop, in Jesus naam. Hierdie angs wat sê, die vrees wat sê, vyand, jy is 'n leienaar. Ek kom teen jou in die naam van Jesus, en ek kanselleer elke leuen wat jy teen haar gespreek het, in Jesus naam, en ons breek dit, alles van haar af, in Jesus naam, Here, en soos sy nou afgegooi het, my Vader, Here, versterk U aan, Here, hier waar sy staan, my Vader, Here, in Jesus naam, Here. En die woord sê, my Vader, Here, wanneer ons reageer op U woord, my Vader, Here, is U die ene wat die opdrag gee, my Vader, Here, en Here, gee vir die opdrag, Here, en sê vir my Vader, waar U haar wil gebruik, my Vader, Here, in Jesus naam, dankie, Here, sal van my Vader, Here, Here, hier waar sy staan, Here, dankie, Here, sal van Here. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Here. Thank you, Jesus. Thank you.
so staan, Here. Here, ek het al 'n geruime tyd dat ek met hom gedeel het, Here. Ons was 'n ruk dat ons jaar was, Here. Maar net gister, Here, toe sê hy vir my Vader, Here. Here, dat hy verstaan nie hoekom dit goed gebeur nie, Here. En Here, nou in die oomblik hier waar hy staan, my Vader, Here. Here, bid ek, Here, dat sy geestelike ore sal oopgaan, Here, om U stem nou te hoor, my Vader, Here. En Here, dat hy sal begin aksie vat, my Vader, Here, om te begin besef dat sy geloof, Here, moet hy gebruik, Here. Here, want geloof kan nie gebruik word sonder aksie nie, my Vader. En Here, ek bid nou, Here, dat alles vir hom geopenbaar sal word, Here. Nie wat die wêreld wil wys, Here, maar Here, wat U vir hom al reeds gewys het, Here, U het vir hom 'n woord gegee, my Vader, Here. U het vir hom gesê, my Vader, Here, dat hy is op pad iewers heen, Here. En Here, mag dit tot vervulling kom, my Vader, Here, vir hom, Here, in Jesus naam, Here, daai woord wat vir hom geprofeteer was, Here. Here, maak ons weer, ons bring dit vir hom in 'n herinnering, my Vader, Here, sodat sy ore dit sal hoor vanoggend, my Vader, in Jesus naam, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Here, daar waar die vyand hom probeer blok, Here, daar waar die vyand hom beroof van sy goeders wat hy het, my Vader, en wat hy moet doen, Here, sê ek dankie, my Vader, Here, dat U woord verklaar, Here, dat hy moet dubbel teruggee, my Vader, at least dubbel, Here, en ons klein dit nou vol terug, my Vader, in die naam van Jesus, Here. Dankie, Here. Dankie, my Vader, Here, dat U sy voete, my Vader, salf, Here, en aan die brand sleep, my Vader, Here, om in hierdie wêreld nie in te loop nie, my Vader, maar om in te hardloop, Here, en te gaan, Here, soos U die opdrag gegee het, Here. Here, sy hande, my Vader, Here, aan die brandsel steek, my Vader, Here. Here, soos 'n vlammende vuur uitgesteek sal word, my Vader, Here, en elke las wat die vyand oor mense sit, Here, gebreek sal word, Here. Nie omdat dit sy hande is nie, Here, maar omdat U, Here, hierdie hande in hierdie oomblik salf, Here, in Jesus naam. Dankie, Here, dat U sy begeerte van sy hart, Here, wat hy het, my Vader, Here, ook vervul, Here, in Jesus naam. Here, bedek hom, my Vader, Here, van die kroon van sy hoof, my Vader, Here, tot die voetsole, Here, met die bloed van Jesus, my Vader, Here. En vyand, genoeg is genoeg. Te veel het jy gesteel van hom, te veel het jy gelieg voel, en nou in hierdie oomblik, kom ons teen jou in die naam van Jesus, en ons kanselleer elke neem wat jy vertel het, in Jesus naam. Elke ding wat jy van hom gesteel het, en wat jy beroof het, ons klein dit 7 maal terug, in Jesus naam. In Jesus naam. Here, daai werk, my Vader, Here, wat vir hom geoffer is, Here. Here, ons sê dankie, Here, dat dit in vervulling kom. Finansies kom in, om te doen wat hy moet doen, my Vader, Here, en hy stap in, my Vader, in geloof, stap hy in, Here, in hy werking, in Jesus naam. Here, hy sal verbaas staan, my Vader, Here, hy sal verbaas staan, Here, oor wanneer U beweeg, wanneer U kinders vra, Here, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here. En Here, so kom bid ek vir my broer Eddie. Here, U sien my Vader, Here, die struikels, Here, U sien die hartseer, Here. Here, U ken sy behoeftes en sy begeertes, Here. En Here, U weet, Here, wat nodig is, my Vader, Here. Maar Here, nog steeds kies hy, my Vader, Here, om op te kom net soos hy is, na U huis toe, my Vader, Here. Here, want dit is waar hy gevoed word, my Vader. Dit is waar hy gevul word, Here. Here, hy mag wel kyk na sy omstandigheid, Here. Maar Here, U woord sê, my Vader, Here, rig jou oë op my. Rig jou oë op my en sien wat ek vir jou kan doen. In Jesus naam. Die wêreld kan vir jou baie gee, maar ek het reeds my seun vir jou gegee op die kruis van Golgotha. Die prys is betaal ten volle. Alles wat in my naam vra, sal jy verkry in Jesus naam. En hierdie gemaksone, Here, wat hom vasgevang hou, Here, elke dag, Here, wat hy moet beweeg, Here, om aan die lewe te bly, my Vader, Here. Here, dit is nie hoe U wil hê ons moet leef nie, Here. Here, U woord sê, Here, U wil hê dit moet goed gaan met ons, Here. Here, U sê, Here, in U woord, Here, dat U ons geseën, my Vader, Here, met meer as genoeg, Here. En Here, wat ook al die blokkasie is, Here, sodat hy dit nie kan kry nie, my Vader, Here. Ons kom nou, my Vader, Here, en ons verklaar daai blokkasie, my Vader, Here, unblocked in the mighty name of Jesus, Here. Dit stoot
dit stort nou in vir my Vader, in Jesus naam, Here, hy sal staan, my Vader, Here, en hy sal uitroep, my Vader, Here, dat dit is wat die Here vir my gedoen het, en ek sal nie die wêreld wys dat ek kan verstaan nie, in Jesus naam, Here, ek bid nou, my Vader, Here, sal vir my Vader, in Jesus naam, dankie, Here, dankie, Here, in Jesus naam, dankie, Lord. Dankie, Here. Ek wil vir julle dankie sê dat julle die tyd uitgekop het. Dit was heilig woord gewees, maar ek glo en vertrou dat julle aandagtig geluister het. Ek glo en vertrou dat al was dit nie vir jou, dit voel dit was nie vir jou gewees nie. Miskien kan hierdie woord, miskien by jou werk, miskien in 'n familie dit gaan oordra en net sê, luister, die Here is nog steeds lief vir jou. Maak nie saak waar jy sit, in wat se situasie jy sit, hoe jy daar gekom het, en weet net dat die Here kan elke situasie van 'n negatief verander na 'n positief. Dit is net ons wat die stap van geloof moet vat en sê, Here, ek glo my. Die man wat gesit het in die pad van Bethesda, hy het vir 36 of 38 jaar, ek is nou nie heeltemal seker, het hy gesit en hy het verskonings gehad en elke keer wil hy gegaan het om die water te klim. Maar toe hy Jesus ontmoet het, was vir hom gesê, wil jy? En hy het gesê, ja, ek wil. En dit is nie wat ek op jou afkom. En toe Jesus vir hom gesê, staan op, neem jou bed op en loop. Dit is wat ek julle vanoggend neem op vandag. Staan op. Ek kan nie letterlik jou bed op te tel nie, maar daar waar jy in hy gemakzone is, loop by dit uit. Amen. Baie dankie vir 'n kragtige woord vanmôre. Ek dink ons almal het so 'n bietjie in ons harte gaan kyk. En vanmôre was ons eintlik in 'n hospitaal gewees. So praat dit ons is eintlik in 'n hospitaal. Maar ons probleem, daar was 'n diagnose. Ons weet wat ons probleem is. Nou God gee vir jou die medikasie en dit is sy woord. Dat ons daai medikasie laat ons dit gebruik. Want ons het baie werk om te doen buitekant. Ons het regtig baie werk om te doen buitekant. En dit is awesome. Ik was in 2000 in ongeluk geweest. Ik ga niet op mijn wereld zo in achter. Ik viel uit de van water. Gestoken. Zie ik het komen. Nu is 4 maanden verlang kon ik nog koetjes krijgen. Dit is hel. Gewoon met je. Ik heb een moment bij scholen. Mijn leven is geschikt. Van zin. Ik doe stiekem op. Ik weet school, ik kan niet spel nie, ik kan niet lees nie. Ik is een groot man en ik doe. Maar ik zwaai met my hier kom gebruik om te wees. Ons glo, die Here gaan daai breinskade gaan wegneem. Amen. Hy het 'n groot getuienis gehad. Ons staan op God se woord. Niks is onmoontlik nie. God is ons geneesheer. En hy gaan jou herstel. En jy gaan hierdie maand nog vat en nog verkondig die evangelie van die goeie hoop
Die goeie hoop. Amen. Ons gaan kyk na die afkondiges. My word. Ons het vandag vir kerker in Janse Kafee. Ons het Johanna Jonker, 'n hele 80 jaar. Môre het ons vir Mary, dis sy wat daar sit, sy's môre 91 julle. Still going strong. Die Here hou ons goed en sy lyk dit absoluut nie. Well done. Dankie liewe Jesus vir sy krag en sy genade. Die 16 het ons vir Tanya de Klerk wat verjaar. Die 17de is het Rudy Vermaak. En die 18de is het Chay de Beer. Wat? Dit is 'n fancy naam, daai is 'n fancy naam. Ja, so baie geluk vir julle. Mag julle 'n awesome jaar, mag die Here julle seën. En dan die Mary dat jy sommer 100 jaar word. Amen. En ons sing vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dan die 12de ook vandag, Dani en Rendo, en Nicoline Rendo, sy huweliksherdenking. Ons het dit ook nie geweet. Ons, surprise! En dan die 17de Julie, David en Sharon de Swart, sy huweliksherdenking. Mag julle 'n awesome jaar wees. En laat ek net gou vir julle sê, ons het 'n nuwe toevoeging tot die gemeente, Isaac Randall. Ja. Hy's net 'n week oud en hy's in die diens. Is hy nie 'n voorbeeld nie? Hy is te beautiful. Julle wat hom nog nie gesien het nie, gaan kyk. Beautiful. Dit is ons mense. Ja, ons wag vir nog, né? Ons wag vir nog. Oggenddiens, soos vanoggend. En dan vanaand 5:00 gaan ons weer by mekaar kom. Pastoor Lennieveld, pastoor hulle volgende Sondag is hulle terug, hoor. Ja, so 5:00 gaan daar weer 'n verrassing wees. So kom kyk. Ons wil vanaand, ons is nuuskierig om te kom kyk wat gaan gebeur vanaand. En maandag, gebedssessie, gaan dit aan wees? Weet jy of dit aan gaan wees? Okay, ek dink ons moet maar net, ons kyk maar net op die groep en hulle sal sê of daar maandag aan 'n gebedssessie sal wees, maar gewoonlik is dit 9:00. 7:00. 19:00, 7:00. Dinsdag evangelisasie koffieklub, is dit aan die gang? Is vakansie, die sonnaskool is vakansie, ou vakansie, die jeughou vakansie. Goed, so dit is gesluit. Eugene Bain, julle kan hom kontak vir die klas 101 en 201, een van die dae van ons weer 'n doopdiens hou en ons kyk uit. Ons nuwe doopelinge, Chosen Prophetic Dances, 7:15, en julle oefen. Hulle oefen, baie dankie. Woensdag, hier by die kerk, ek dink voorlopig is dit nog hier by die kerk, hou hulle bidie, kom mense, kom op, die wat kan, die wat voertuie het, kom en kom, geniet die bidie hier saam. Donderdag, lofdanser, Nazarenes, hulle gaan oefen, 18:30, Vrydag is gesluit.
Joyce groep, hulle oefen ook. Ek het gister gehoor, hulle gaan nog in Augustus, dan gaan hulle elke Saterdag oefen. Wanneer is julle die Joyce groep? Gaan is dit die einde van die 29ste, né? Wat sy net gou kom afkondig, want daar gaan iets gebeur. Joyce groep, hulle het 'n spesiale aand. Nou, amen, die Joyce groep beplan 'n evening of song. Ons gaan alle bedienings uitnooi om ons te ondersteun met die evening of song. Ek weet nie of julle nog die kerk sang aangehaal het nie, maar ons gaan 'n sang aanhou. En ons vertrou die Here dat die kerk ons gaan ondersteun in die sang. Is R20 vir grootmense en R10 vir die kinders. En as jy bijvoorbeeld voel, jy item 'n solo lewer, as jy meer as welkom, ons moet jy net vir my sê dat ons gaan op 'n program werk om die aand 'n sukses te maak en die Here seën. Die datum is die 29ste Augustus en die tyd is 6:00 die aand. Dankie. David Dean is daarby betrokke. As jy iets nodig het, praat met David Dean en wat agter is en sy sal julle uitsorteer. Ons bussiefonds is nog aan die gang, ons het 'n bussie nodig. So ons glo iemand gaan vir ons 'n bussie koop. Ons glo niks is ons onmoontlik nie. Damesmiddag, dit is volgende Saterdag 2:00. Kom al die dames, almal is welkom. Ons gaan sommer net so speletjie middag hê. Kom kuier saam en kom leer mekaar ken. En wat ons ook vra, dat julle net 'n bordjie eet goedjies. Julle weet mos maar ons kom maar altyd 'n bietjie eet. So dis lekker, almal is welkom. Bring julle dogters ook saam, die jonges, julle is welkom om te kom. En hierdie is 'n baie belangrike afkondigingsmense. Dit is die 19de Julie, dit is volgende week. Het ons vergadering, die volle evangelie kerk van Alquapar het 'n gemeentevergadering. Die diens sal bietjie korter wees, want ons moet na die diens met ons 'n vergadering hou. Ons vra regtig vir almal wat hier is, nie wat nie hier is nie, wat luister, wees almal hier, asseblief volgende Sondag, dit is baie belangrik. En dan gaan ons hierdie vir Rian los. Wie is opgewonde oor hierdie maand? Ons het 'n groot verrassing, ons het nie half geklap nie, ek kan nou seker maak van my feite, maar daar's 'n groot prys wat gewen kan word, maar dit sal ons op 'n later stadium sê. Maar in elk geval, so die 6de Oktober, is dit die groot Walk for Jesus, en ons wil 300 mense daar hê. Maar ons het ook gedink, ons wil net walk 5 kilometers en niks doen nie. Ons wil die mense bedien ook langs die pad by die huise. En ons het gevoel om mense uit te nooi na ons gemeente toe. En soos wat ons die stap gaan doen, gaan ons gaan inloer. So ek soek mense om ons te help daarmee. Ons het ook marshals nodig om op die hoeke te staan met vlaggies en voete te draaien. Dis dat die nie geld maak daar nie, maar in elk geval. Ja, so as enige iemand wil ons help met pryse of betrokke wees, kom jy selfs met my van die Vera of van die Lindy. Elke persoon kan help. Ons het regtig mense nodig. Ons het baie graag baie groot doen die jaar. En ek het boekies daar by my. As jy net boekies het, daar's 'n paar uit. Vir die eerste 100 boekies wat terugkom, is daar 'n toiletrie sakkie. Sorry, ek nou al vergeet wat dit so wys. So as jy nou op by groot
pryse, ek sê nou van verklap nie, maar as ek moet so 'n bietjie inligting gee, kan julle dingetjies saamvat om julle toiletries in te sit, julle tandepasta en daai tipe van goed. So vir die eerste 100 wat boekies wat terugkom, kan jy so 'n sakkie kry. So asseblief, ons vra dat ons sal ondersteun. Dit gaan vir 'n goeie doel en ja, ons wil ook net op groot kan reageer. Ons rade en julle spanne die dansers, ons gaan ook vir julle laat weet, ons gaan 'n tafels daar hê en ons gaan verkope ook hou wanneer ons terugkom. So die mense moet vir ons bring maar geldjies saam en dan gaan ons verkope ook doen op tyd. Die blesbokse, pastoor hulle sal afkondig wanneer die blesbokse sal gee en dit is 'n blesboks, soos wat hy sê, dit is 'n blesboks. Dit is iemand spesiaal. En dan hierdie pragtige mense. Wow. Kom ons gee vir ons pastoor en sy vrou nie. Rian vra dat sy nie en byna na diens agterbly, reg? Hy het julle net grappig sê. So wie het die diens geniet? Dit was lekker. Ek het gister kry ek net gou vir julle sê voordat Jimmy ons gaan afsluit en Christel gaan die seën uitspreek. Gister kyk ek iets op Facebook en die man vertel eintlik die staaltjie van Billy Graham toe hy jong was, net begin met sy bediening. Maar julle weet, hy is 'n evangelis en omtrent die hele wêreld weet van Jimmy. Billy Graham. Hy is in 'n klein plekkie en daai jare het hy nog briewe geskryf en dan moet jy poskantoor toe gaan vir 'n seël. En hy kry een seentjie daar op sy fiets. En sy sê, sê vir my, waar is die poskantoor? En die seentjie wys vir hom, en nou waar die poskantoor is in hierdie klein dorpie. Hy sê, jongman, kom jy vanaand kerk toe? Dan kom luister jy, ek gaan die mense die pad wys na die hemel toe. Nou hierdie kind kyk hom, hy sê, nee, want ek gaan nie kom nie. Hy sê, as jy nie eens weet waar die poskantoor is, hoe wil jy het verduidelik waar die hemel is? So ja, kom, leer jou omgewing ken en gaan doen evangelisasiewerk. Leer jou omgewing ken. Ons kan nie predikers wees in Amerika en oral. Ons kan hier, waar ons is, ons het 'n goudveld. Ons het 'n goudveld van siele, wat kosbare siele is. En kom ons gaan vertel vir ander mense hoe lief God vir ons is en vir hulle is en dat sy genade vir hulle genoeg is. Amen. Dan kan ek net vir Jimmy oorgee en vir Christel. Dankie julle. Die Here is goed. Kom ons saam. Kom ons saam. Die Here het jou genooi om al jou probleme na hom te bring. Yes, amen. Psalm 50 sê die woord vir ons dat ons moet na hom toe kom en ons moet hom aanroep en hy sal. Yes. Hy sê nie, miskien nie. Hy sê, en ek sal jou uitred. So jou omstandigheid waarin jy is nie te groot vir die Here. Dit is soos mis vir die son, wanneer jy die Here aanroep, want dan verdwyn hy. Want die Here vat oor en hy gee vir jou net die beste. En jy is vir jou in die beste plek vandag. In die huis van die Here. Daar is nie 'n beter plek as die huis van die Here nie. Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, ons kom vanmôre
om vir die baie dankie te sê vir die voorreg, Here, om hier in die teenwoordigheid te kom wees, Here, om te kon luister na die woord, Here, om te kon ontvang uit U hand, Here. En vanmôre wil ons dankie sê, Here, dat U ons gespaar het deur die week en vanoggend hier kon hê, Here, sodat ons U woord kon hoor en kon luister na U stem, Here. Here, ek vra dat U met een en elkeen van hierdie mense sal wees in hierdie dag. Here, dat jy elkeen sal toevou met die arms van liefde, Here. Dat jy sal vasdruk aan die boesem en saam met hulle sal gaan, waar hulle ook al mag gaan, Here. Dat jy hulle voetspore sal rig, Here, en dat jy ons almal weer saam terug sal bring na die huis van die Here op U bestemde tyd. En ek dank U daarvoor, Here. Wees met een en elkeen van ons, Here. Gee ons reisende genade en laat U naam verheerlik word. Dis die gebed van my hart in Jesus naam. Amen en amen. Nou ja, dat ek al my weer kry om te preek ook. Ek weet jy ding sê werklik waar, jy weet gesê, luister wat Dani vanoggend gesê het. En ek ken Dani nou al 'n paar jaar. En waar hy vandaan kom, en wat hy vandag is, kan ons net die Here dank. Yes, amen. Niemand anders kan hom verander nie. Nie 'n mens nie, niemand nie. Dis net die Here wat hom kan doen. En ek is regtig waar vir sy part baie bly dat hy so ver gevorder het in die Here en dat die Here hom nog verder van daai gaan. Baie dankie. Ek weet jy nog iets sê kom by sê, ek wou vroeër getuig het, want ek gaan nie baie so vinnig hier by. Jy weet, ons het in die 31 Desember het ons allemaal briefies geskryf wat ons op daai kruis geplak het. En ek kan vandag sê, ons het 7 goed neergeskryf. En al 7 my goed het Heer God. Glo en vertrou die Here. Wat jy voor sy voete neerlê, vertrou hom daarvoor. Bid vir jou kinders, bid vir jou familie, bid vir mense. En dit werk. En ek is eerlik, baie dankie vir. Ons ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly tot hy kom. Amen. Amen.